kom elke dag in die waarheid van sy woord. Sy gees sal jou lei waar jy moet gaan. Hou jou oë net op Jesus, volg hom elke dag in wat hy vra. Kom elke dag net in die waarheid van sy woord. Sy gees sal jou lei waar jy moet gaan. Sy gees sal jou lei waar jy moet gaan. Hartlike goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. En vandag is ons in 'n splinter nuwe hoofstuk in Matteus 15, waar ek en jy gaan luister hoe Jesus met ons praat oor sake van die hart. Nou die hart is 'n baie belangrike onderwerp om oor te praat, omdat die hoofkantoor van jou en my totale menswees en ons welgesteldheid, ons karakter, ons beginsels, ons waardesisteme is almal gesetel in ons hart. En daarom met goeie rede praat Jesus vandag met jou en my oor die hart. En dit gebeur nou aangesien daar 'n paar fariseërs en skrifgeleerdes met lelike en korrupte harte gekom het om Jesus en sy disippels aan te kla oor reëls en oor tradisionele regulasies of oorgelewerde mensgemaakte wette en gewoontes wat hy en sy disippels nie eerbiedig of nagekom het nie. Nou moet ek van die staanspoor af vanoggend kom sê dat daar absoluut niks fout is of verkeerd is met God se wette nie. Ook nie met die beginsels van liefde wat gebaseer is op God se wette nie. En die liefde vir God en liefde vir mense propageer. En daarom sê Paulus baie duidelik in Romeine 7 dat die wet is regverdig en hy is goed en vir almal wat dit wil onderhou. Daarom wil ek vandag kom sê die fokus van Jesus se woorde vandag is om ons aandag te vestig op mensgemaakte reëls of wette wat deur oorlewering valslik voorgehou word as Bybelse waarhede of beginsels om vir jou en vir my as die volgelinge van Jesus aan bande te lê. Nou daar is baie sulke beginsels wat ek nou met groot deeglikheid vandag vir jou kan voorhou as dinge wat ons in ons elke dag se lewe glo en onderhou wat nie regtig deel is van God se wet of sy gebooie nie. Die fariseërs was uiters gretig en bekwaam om die vinger te wys as sogenaamde polismanne van God en dan mense te bring onder die juk en skuldgevoelens van reëls wat hulle self nie eers onderhou of nakom nie. Nou dit alles om vroom en geestelik of heilig voor mense te kan vertoon. Ons lees in Matteus 23 ietsie hiervan, wanneer Jesus self hier aan die woord is, in Matteus 23 vers 4 en 5, en ek lees nou in die Afrikaanse 53 vertaling, wanneer hy oor hierdie vroom en skynheiligheid kom praat. Kom ons lees gou daar van vers 4 af, wanneer Jesus sê, en hy praat oor die fariseërs en oor die skrifgeleerdes, dan sê hy in vers 4, want hulle bind swaar pakke saam, wat moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met 'n vinger
verroer nie. Vers 5 sê, en hulle doen al hulle werke om deur die mense raak gesien te word. En hulle maak hul gedenkseels breed en hulle some van hulle klere groot. Dit alles om gesien te word en geestelik te vertoon, terwyl dit glad nie geestelik is nie, maar wel deurdrenk is met hulle eie me, myself en I. In ander woorde in Afrikaans, gevul is en oorloop van die eie ek, van hulle eie trots en hulle eie waan en hulle eie selfregverdiging. Jy sien, dis juis hier in vandag se verhaal ook die fokus van Jesus se woorde. Kom ons lees nou gou ons gedeelte vandag uit Matteus 15 vers 1 tot 3 en dan ook vers 6 tot 9. Kom ons lees dit gou saam. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseërs van Jerusalem na Jesus toe en sê, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Het jy gehoor? Waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Nou, wanneer jy so 'n bietjie 'n studie gaan doen daaroor, dan word daar melding gemaak van die Joodse Talmud, wat maar die oral laws is, of mensgemaakte reëls is, wat die Jode self gemaak het, wat nou nie eens gebaseer is op God se woord nie, maar net deur oorlewering en deur geslagte heen vir mense oorgegee is. Nou, die klag was dat hulle nie hulle hande gewas het voordat hulle brood geëet het. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God terwille van julle oorlewering? Nou hy hamer nou so 'n bietjie op 'n seer vinger en hy gebruik 'n voorbeeld van eer jou vader en jou moeder. Ons het nou nie vandag tyd om dit te bespreek nie, maar ons gaan aan in vers 6. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak terwille van julle oorlewing. Nou dis Jesus wat hier praat. Hulle het die gebod kragteloos, God se gebod kragteloos gemaak terwille van hulle eie oorlewing. Nou kom Jesus en hy sê, julle geveinstes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê, hierdie volk, dis nou hierdie fariseërs, skrifgeleerdes, hierdie vroom en skynheilige mense, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Jy sien, Jesus praat vandag oor ons hart, oor ons hartsake. Hulle hart is ver van my af. Dan sê hy in vers 9, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Nou vandag is vir ons 'n baie belangrike oproep om alles wat ons glo en ook alles wat ons beoefen deur jare oorgelewer aan ons as die woord van God, die woordgefundeerde beginsels opnuut weer te gaan beoordeel en te gaan seker maak hoekom ons dit glo en hoekom ons dit doen en hoekom ons optree soos ons doen. Dat ons sal seker maak dat dit wel in God se woord staan en dat dit iets is wat hy van ons verwag en iets wat God se woord vir jou en vir my beveel om te doen. En dan nog verder om te gaan en te gaan naspeur waar dit regtig in die Bybel staan en wat die werklike betekenis is van die woord wat ons lees. Jy sien, daar is soveel misleiding, soveel misverstande oor die uitleg van sekere skrifte wat Opinie 3 vers 3 is en nie is wat God ons beveel.
Op hierdie manier gaan jy agterkom hoeveel dinge jy aan glo wat glad nie in die Bybel staan nie. En jy doen dit al vir jare net omdat jou ouers of hulle ouers dit gedoen het en geleer het en so deur die jare oorgelewer het. En sommige mense raak so liries oor hierdie menslike reëls en beginsels van oorlewering dat hulle sal kaalvuis beklei daaroor. Veral as jy nou die politiek en die woord van God so bietjie saam in 'n drankie wil vermeng, dan raak die manne baie opgewonde. Ek het hierdie beginsel in my eie lewe omhels. Dit sê die volgende: Only if God said it, I will believe it, and that settles it. Het jy gehoor? Only if God said it, I will believe it, and that settles it. In ons volgende gedeelte gaan ons gesels oor Jesus se antwoord en wat dit vir jou en vir my beteken het. Sy antwoord aan die Fariseërs en skrifgeleerdes, wat gaan oor hulle harte en nie gaan oor hierdie mensgemaakte reëls wat hulle wil voorhou. Dat hy vir hulle uitwys hoe korrup hulle harte is. Daarom wil ek afsluit met hierdie laaste woord vanuit Spreuke 4 vers 23 wat sê: Bewaar jou hart bo alle dinge wat bewaar moet word, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Kom ons kyk weer vandag na ons eie harte. Kom ons luister na Jesus wat ons fokus wil rig op sy woord en op sy gebooie, nie op wêreldse gebooie. En kom ons ontwikkel 'n passie hier in ons hart opnuut om weer waarheid te gaan soek en sy Heilige Gees te vertrou om vir ons die leuen van die waarheid te onderskei, sodat ons hom met ons hele hart elke dag in waarheid, in gees en waarheid kan volg. Hou jou oë net op Jesus en volg hom elke dag in wat hy vra. Soek hom sonder ophou in die waarheid van sy woord. Sy Gees sal jou lei waar jy moet gaan. Soveel vreemde stemme maak my kop so deurmekaar. Dinge waarvan ek so min verstaan. Soms as ek net op my knieë voor die Here staan, wys sy Gees my waaroor alles gaan. Hou jou oë net op Jesus en volg hom elke dag in wat hy vra. Soek hom sonder ophou in die waarheid van sy woord. Sy Gees sal jou lei waar jy moet gaan. Heer, leer my elke dag om net op U te wag, om nederig U waarheid te vertrou. Selfs al waai die winde en sou storms om my woed, sal ek my oë veilig op U hou. Kom sonder ophou in die waarheid van sy woord. Sy Gees sal jou lei waar jy moet gaan. Hou jou oë net op Jesus en volg hom elke dag in wat hy vra. Soek hom sonder ophou in die waarheid van sy woord. Sy Gees sal jou lei waar jy moet gaan. Hou jou oë
bly vra